tema vandag is Jesus plus niks en saam onderskei sien ons die kuns van konflik en eenheid in die lig van die evangelie. Maar dit is waaroor Handelinge 15 basies gaan. Ons gaan Handelinge 15 saam lees, maar voordat ons lees en voordat ek begin praat met u oor hierdie wonderlike hoofstuk, kom ons bid eers saam. Here, u is en regeer vanuit die hemel. U krag en u majesteit skyn en straal oor hierdie aarde en in elkeen van ons se lewens. Dankie dat ons u liefde, u teenwoordigheid kan ervaar en kan weet dat u wat die skepper van die heelal is, ook elke mens op aarde kunstig aan mekaar geweef het voor hulle geboorte. En dat ons aan u behoort. En dankie dat u ons oë oopgemaak het en ons harte oopgemaak het om die verlossing raak te sien waarvoor u so 'n duur bitter prys betaal het. Dankie dat elkeen wat in u glo nooit verlore sal gaan nie. Vader, dankie dat u ons geseën het met hierdie gemeenskap van gelowiges waar ons mekaar ook kan lief hê en ondersteun soos wat u ons die opdrag gegee het. Dankie dat u ook vir ons u Heilige Gees gestuur het om in ons te kom woon en werk. O Gees van God, herinner ons vanoggend weer aan die woorde wat u laat neerskryf het, die woorde van ons Here Jesus. En dankie dat ons kan weet, hier waar ons saam is, word ons deur u Gees saamgebind met 'n band van liefde. Amen. Handelinge 15, ek gaan so hier en daar van die verse kan uitlaat, maar dit is so 'n wonderlike hoofstuk en dit vertel 'n baie mooi verhaal. Kom ons lees dit saam. Ek begin lees uit die 2020 vertaling. Daar het sekere mense van Judea afgekom. Dis nou daardie provinsie waarin Jerusalem is. Hulle het van Judea afgekom, maar hulle het hierdie broers aanhou leer, as julle nie besny word ooreenkomstig die gebruik van Moses nie, kan julle nie verlos word nie. Aangesien hieroor meningsverskil ontstaan het, en Paulus en Barnabas met hulle 'n woordestryd gevoer het wat hoegenaamd nie onbenullig was nie, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas en nog 'n paar ander uit hulle geleedere na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moes opgaan oor hierdie strydvraag. Hulle is toe deur die gemeente weggestuur, deur Fenisië en Samaria gereis en uitvoerig oor die bekering van die heidene berig gebring. En sodoende groot vreugde aan al die broers verskaf. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente en die apostels en ouderlinge ontvang. Paulus en Barnabas het vertel wat God alles met hulle gedoen het. Sommige mense wat aan die Fariseërs se party behoort en toe gelowig geword het, het egter opgestaan en gesê, hulle moet besny word en opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie saak in oënskou te neem en toe 'n ewige woordestryd ontstaan, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my al van die vroeë dae af onder julle uitgekies het, sodat die heidene deur my prediking die boodskap van die evangelie hoor en tot geloof kom. Vers 8 sê, en God, die kenner van harte, het dit bevestig, deurdat hy die Heilige Gees aan hulle net soos aan ons geskenk het. Hy het geen onderskeid getref tussen ons en hulle nie, want hy het hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle nou iets God toets deur 'n juk wat nie ons of ons voorvaders kon dra nie, op die disippels se nekke te plaas? Maar vers 11 sê, ons glo dat ons op dieselfde manier as hierdie mense deur die genade van die Here Jesus verlos word. En toe het die hele vergadering stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister terwyl hulle vertel van al die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. Toe hulle ophou praat, het Jakobus gesê. Jakobus was die leier van die Jerusalem gemeente. Hy sê, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe God van die begin af toegesien het dat hy uit die heidene 'n volk vir sy naam sou verkry. Hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos daar geskryf staan. Daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal die bouvalle daarvan herbou en dit herstel, sodat die res van die mensdom
die Here kan soek. Ja, al die nasies oor wie my naam uitgeroep is. So sê die Here wat hierdie dinge doen, wat van lank gelede bekend is. Daarom oordeel ek, sê Jakobus, dat ons dit nie moeilik moet maak vir hulle wat uit die heidendom na God draai nie, maar dat ons vir hulle moet skryf, om weg te bly van dit wat deur afgode besoedel is, van hoerery, dis nou hoe dit letterlik daar staan, verskoon die kraswoord, en van wat verwrig is en van bloed. Daar is tog van die vroegste geslagte af in elke dorp mense wat Moses verkondig en elke Sabbatdag in die sinagoges voorlees. Hierna het die apostels en ouderlinge in oorleg met die hele gemeente besluit om manne uit hulle eie geleedere te kies en saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur. Hulle was Judas, bekend as Barsabas, en Silas, beide leiers onder die broers. Later lees ons meer van Silas ook. En dan slaan ek maar net die brief oor, want dit staan presies net daar wat ons nou net gelees het. Hulle het 'n skrywe met hulle saamgestuur. U kan gaan lees vers 23 tot 29. Die inhoud van die skrywe is die besluit wat hulle geneem het, behalwe net die byvoeging dat daar in vers 28 staan, die Heilige Gees en ons het daarom besluit om geen verdere las op julle te lê nie. Hulle roep die Heilige Gees as getuie daarvan in. En dan vers 30 sê, so is die manne toe weggestuur, hulle het na Antiochië gereis, en nadat hulle die gemeente daar by mekaar laat kom het, het hulle die brief oorhandig. Vers 31 sê, die gemeente het die brief gelees en was verheug oor die bemoediging. Het was vir hulle baie goeie nuus. Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broers met baie woorde bemoedig en versterk. Hulle het 'n tyd lank daar gebly en is toe in vrede deur die gelowiges teruggestuur na die mense wat hulle afgevaardig het. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly en saam met baie ander onderrig gegee en die evangeliewoord van die Here verkondig. En dan die laaste paar verse sê maar net, daar was nou weer 'n bietjie 'n meningsverskil. Toe hulle moet gaan, was Paulus nie lus om Johannes, wat Markus genoem word, saam te vat nie, en toe besluit hy sal vir Barnabas het Markus saamgeneem na Cyprus toe, en Paulus het vir Silas saamgeneem, en hulle is na Sirië en Cilicië toe. Hulle het besluit om aparte weë te gaan, maar dit was ten voordeel van die evangelie in die koninkryk. Daar is maar verskille tussen mense. Net een vers wat ek graag wil uitlig, en ek gaan nou daarby weer 'n rukkie stil staan in die middel van die boodskap. In vers 11 sê Petrus vir die leiers en die ouderlinge, ons glo dat ons op dieselfde manier as hierdie mense deur die genade van die Here Jesus verlos word. Let mooi op, hy sê nie hulle word soos ons gered nie, hy sê ons word soos hulle gered. Ons sal nou daarby uitkom. Die groot kerngedagte is baie bekend deur die res van die Nuwe Testament. Paulus skryf baie daaroor, die ander apostels ook, Johannes, Jakobus, Petrus. Die hele verlossing waarvan ons deel is, sê in een kort sinnetjie in 3 woorde opgesom, Jesus plus niks. Ons kan nie en durf nie iets wil byvoeg by sy redding, die prys wat hy betaal het nie. En dan sien ons ook hoe die gemeente by mekaar gekom het, die leiers en saam geluister het en onderskei het, die Gees gevra het om hulle te help onderskei en 'n oplossing gesoek het vir hierdie krisis wat hulle vinnig in die begin van die Christendom mee te doen gekry het. En dan sien ons hierdie kuns van saamwerk en eenheid, en dat daar in daardie vergadering eensstemmigheid en vrede gekom het, en dat hulle met goeie reg in hulle brief kon skryf, die Heilige Gees en ons het besluit. Wat God hier sê en wat die gemeente en die leiers daaroor saamgestem het, is dat wat God vir ons sê, is dat hy jou reeds 100% syne gemaak het. En daarom sê Petrus en Paulus en Barnabas en Jakobus sê, hoe kan ons dan nou, as God hulle 100% bevry het, kom agterna kom en 'n juk op hulle wil plaas? Nou, hy sê, julle word deur Jesus Christus alleen gered, ons ook beslis nie deur die onderhouding van wette soos Moses se wette nie. Nou dit sluit aan met die res van die evangelie. Ons het dit in Hebreërs breedvoerig gehoor. In Hebreërs 8 vers 13 staan daar, deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar. Nie die mense nie, nie die kerkleiers nie, nie die apostels nie, God het die ou verbond oud verklaar.
En in Hebreërs 7 vers 12, waar die skrywer verduidelik dat Jesus van 'n ander orde is. Hy is van die orde van Melchisedek, skryf hy, as daar 'n ander priesterskap kom, volg noodwendig ook 'n verandering van die wet. En omdat jy aan God behoort, leer ons hierso, en ons hierdie verstaan, nie net met ons verstand nie, maar met ons harte en ons gees en siel ingedrink het, en dit in dankbaarheid aanvaar het. Dit is hoe God my gered het, uit genade alleen. Nou is ek in staat deur sy krag en genade om ander mense ook te kan lief hê. As ons verstaan, werklik waaragtig verstaan, dis genade alleen waardeur ons gered word. So ek gaan nie alles herhaal wat ons gelees het nie, maar ons het gehoor daar was 'n krisis. Daar's van hierdie mense wat van Judea afkom wat die Here Jesus aanvaar het. Hulle het gesê ons glo ook nou in Jesus, maar in vers 5 staan daar in vers 1, dat sê hulle, as julle nie besny word ooreenkomstig die gebruik van Moses nie, kan julle nie verlos word nie. So hulle bring nou nog iets by, dit het ons gehoor. Vers 5, daar in Jerusalem het ons gelees, daar was sommige wat aan die Fariseërs party behoort het en gelowig geword het, maar hulle het opgestaan en gesê, hulle moet besny word en hulle moet die opdrag kry om die wet van Moses te onderhou. So hierdie ex-Jode, as ons hulle so kan noem, hulle sê hulle is nou Christene, hulle sê ja nee, om in Jesus te glo is gaaf, maar jy moet eers 'n Jood word voor jy 'n Christen kan word. Jy moet eers die Joodse geloof volledig onderhou en dan kan jy kom na Jesus in die genade toe. En die twee moet saam gebeur. Hy sê hulle moet, dis 'n baie sterk woord daar, hulle moet besny wees. Nou, ons sal nou vandag, omdat ons die genade boodskap in letterlik op elke bladsy van die Nuwe Testament kan lees, sal ons vir hulle vra, maar waar kom julle daaraan? Dit was nooit Jesus se woorde nie, dit was nooit sy bedoeling nie, dit was nie Petrus se toespraak met die eerste bekering in Handelinge 2 toe 3000 mense tot Christus gekom het nie. Nêrens ooit was daar 'n aanduiding of 'n suggestie dat ons moet nou Moses ook weer inbring en al die gebruike nie. En daarom skryf Paulus baie later in sy briewe dat hierdie misverstaan van die evangelie, die goeie nuus afbreek. Dan is dit nie meer goeie nuus nie. As die Here Jesus kom en sê, ek bring vir julle die goeie nuus, julle kan gered en verlos word deur net in my te glo. Dis nog goeie nuus, maar nou kom iemand en sê, ja, maar okay, ons moet nou nog al daai Joodse goed ook doen, dan is dit nie meer goeie nuus nie. Paulus wy die hele Galasiërbrief daaraan, dit het ons ook al op 'n stadium gelees en behandel. Gaan lees maar 'n bietjie gerus, 'n bietjie weer in Galasiërs, dat hy op plekke self baie kras en kruur raak met hulle, en hy sê vir hulle, julle sny julle self af van Jesus af as julle hierdie goed doen wat hierdie dwaalleraars voorskryf. En langs Paulus staan die Hebreërskrywer wat 'n hele brief daaraan wy, wat sê ons is nie meer disippels van Moses nie, ons is disippels van Jesus. En wanneer ons of enige iemand enige voorwaarde of daad wil byvoeg by die verlossing van Christus, dan maak ons dit goedkoop. Dan maak ons asof Jesus nie God en groot en sterk genoeg was en nederig genoeg om vir ons verlossing te betaal nie. Ons moet hom so 'n bietjie help. In Hebreërs 6 vers 6 hoor ons dat die skrywer sê, dit is 'n klap in die gesig van die Here Jesus self. Hy waarsku daardie lesers van hom, hy sê, in hulle self kruisig hulle immers weer die seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Want mense wat sê ek moet iets byvoeg by Jesus se kruisoffer, is letterlik besig om hom te spot en te sê hy was nie sterk genoeg om ons te red nie. Galasiërs 2 vers 21 skryf Paulus, as 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. As daar hierdie pad was van kom ons onderhou die wet net baie getrou, dan het Jesus ons verniet gesterf. Dan kon ons mos maar almal net die Jode se pad geloop het en deur die Joodse geloof by God uitgekom het. Hierdie dwaling is 'n formule van wettisisme. Christus se kruisdood, ja, halleluja, prys die Here, maar ons wil nog iets daarby voeg. En ons dink, ja, dis nou 'n probleem van die eerste generasie gelowiges, maar dink 'n bietjie of ons nie ook dalk nog sulke gedagtes het vandag.
dat dit soms vir ons net nie genoeg is dat iemand hulle voor Jesus se voete neerwerp en sy genade aanvaar nie. Dan wil ons dalk 'n voorwaarde daar byvoeg. En daarom het ons nou gelees van al hierdie getuienisse. Ek gaan dit nie weer alles lees nie. Gaan lees asseblief weer vers 6 tot 11. Eers Petrus. Petrus staan op en hy sê, julle weet dat God my van die begin af gekies het om onder die heidene te gaan die evangelie bring. En dit vat ons terug na daardie visioen wat hy 3 maal moes sien voordat hy tot insig gekom het van al die verskillende diere op die laken. Hy sê, God het self vir daardie heidene dieselfde Heilige Gees gegee, sonder dat hulle besny is. Hy het hulle harte skoon gemaak deur geloof. En dan noem hy die wet 'n swaar juk. Hy sê, hoe kan ons dan nou 'n swaar juk op hulle wil laai? En dit het my dadelik laat dink, en dit behoort vir u ook dadelik te laat dink, aan Jesus se woorde in Matteus 11, toe hy gesê het, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en hy het spesifiek van godsdienstige moegheid gepraat. Want hy sê, neem my juk op julle. Hy sê, my juk is sag. Hierdie juk was nie sag waarvan hulle gepraat het nie. Hy sê, my las is lig. Petrus sê, God het geen onderskeid gemaak nie. Hy het hulle harte deur geloof gereinig. Hoekom sit julle 'n juk op wat ons en ons voorouers self nie kon dra nie? Ons word gered deur die genade van die Here Jesus, net soos hulle. Let mooi op die volgorde. Hy sê, ons wat eers Jode was, word gered net soos die heidene. Ons moet daar 'n bietjie by stil staan en daaroor nadink. Die Heilige Gees is nou die nuwe verbondsteken, nie die besnydenis nie. En daarom sê Petrus, hoe kan julle nou die nuwe verbondsteken wil ignoreer of iets daar wil byvoeg, wat God besluit het tot 'n einde gekom. En dan is dit nie net Petrus nie, Paulus en Barnabas getuig dieselfde oor hulle werk onder die heidense mense en hoeveel daar tot bekering gekom het, want Paulus het dadelik net onder die heidene begin werk, dit was sy roeping, maar dit raak 'n bietjie van 'n probleem as ons vandag nog dink daar's mense wat buite die kring is, mense wat eers nog iets anders moet doen, mense wat op een of ander manier, sonder dat hulle dit dalk besef, iets wil byvoeg by die verlossing van Jesus Christus. Broers en susters, dit is godslasterlik. Dit is 'n klap in sy gesig om te sê, dankie vir u wonderlike verlossing, hier is nog so ietsie wat daarby moet kom. En dan die belofte, daardie gedeelte wat 'n mens baie keer so vinnig net oorlees in hierdie hoofstuk vers 12 tot 21, Jakobus sê, hierdie is nie 'n nuwe ding nie. En dan vat hy hulle terug na die profeet Amos toe, en hy haal woordeliks aan uit Amos 9 vers 11 en 12, waar hy sê, God het al van daai tyd af gesê, hy sal die vervalle huis van Dawid oprig, sodat al die nasies kan kom. En die Israeliete het dit net nie gehoor nie, hulle het dit nie raak gesien nie, dis nie net Amos wat dit geprofeteer het nie, Jesaja het baie daaroor gepraat, en van die ander ook. Dat Israel was geroep om 'n lig te wees, vir die nasies, maar hulle het gedink dit is net vir hulle, die lig was net vir hulle. En daarom hoor ons die Here Jesus dit in 'n opdrag gee, net voor sy hemelvaart, sê hy vir hierdie 12 gestuurdes van hom, die apostels, gaan nou, daar was op daai dag net 11, hulle het nou nog nie vir Judas vervang nie, maar hy sê vir hulle, gaan nou na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Dit was nog altyd die plan, broers en susters. As ons nou teruggaan na Amos toe, na Jesaja toe, na Micha toe, al die profete wat gesê het, hierdie volk is in die lewe geroep en al die eeue gered en beskerm en bewaar, sodat hulle die lig vir die nasies kan wees. In Hebreërs 8 vers 6 hoor ons ook, hier is nie plan B nie, daar skryf die skrywer, maar nou het Jesus 'n meer verhewe bediening verkry, in die sin dat hy ook middelaar is van 'n uitnemender verbond, wat op grond van uitnemender beloftes regsgeldigheid verkry het. Dis nou 'n hogere vertaling, maar dis letterlik wat daar in die Grieks staan. Die beloftes het in Jesus regsgeldigheid gekry. Dit geld nou, dit is nou wet in aanhalingstekens. En dan net die laaste gedeelte
waar ons in hierdie handeling van hierdie eerste groep, met hierdie eerste groot krisis in die Christendom, ons moet nou na die ander leiers toe gaan, die wat al lankal apostels en leiers was en ouderlinge, daar in die eerste kerk in Jerusalem, ons moet hulle gaan raadpleeg oor hierdie saak. En dan hoor ons die antwoord, julle is vry. En hulle stuur vir die Christene uit die heidendom ook 'n brief, julle is vry, maar ons wonder seker almal hoekom ons daardie 4 voorwaardes gegee. In vers 22 en verder het ons gelees, die apostels en die ouderlinge het in oorleg met die hele gemeente besluit om hierdie manne te kies, om met hierdie skrywe terug te gaan, waarin ons gehoor het, hulle het gesê, die Heilige Gees en ons het besluit, geen Moses nie, geen besnydenis nie, maar hier is hierdie 4 goed wat ons van julle vra. Afgodskos, vermy dit, vermy bloed, vermy verwrigte diere en sedelose onlosbandigheid. Maar dis nou nie 'n nuwe wet nie. Want wat is die nuwe wet? Die nuwe wet is, jy word gered deur genade, deur Christus alleen. Hierdie is 'n versoek en 'n voorwaarde. Hulle sê, ons vra julle, bly weg van die goed af. En die rede daarvoor is dat Joodse Christene en heiden Christene saam aan tafel kan sit. En saam in dieselfde gemeente kan wees, dat een groep nie dink, ons kan nou maar doen net wat ons wil. Onthou vir die Jode wat Christene geword het, was die 10 gebooie in hulle harte gegraveer. Hulle sou nie daarvan afgewyk het nie. Maar dit was nie hulle manier om gered te word nie. En daarom vra hulle vir hierdie mense wat in hulle lewe nog nooit van Moses gehoor het nie, kyk asseblief net dat julle hierdie 4 voorwaardes nakom. Bly weg van afgodskos, van bloed, van verwrigte diere en van sedelose losbandigheid. Vermy dit. En die rede hoekom daar verwag word van ons ook om dit te vermy, is om dankie te sê vir die Here, vir sy heiligheid, vir sy redding, vir die genade wat hy ons gegee het. In 1 Korintiërs 8, as jy wil, kan jy gaan lees, bespreek Paulus die hele saak van die afgodsvleis. Daar gaan dit nou oor, mag ons vleis koop by 'n slaghuis wat aan 'n heiden behoort? Want die vraag onder daardie gemeente was, sê nou net, daai vleis is aan 'n afgod geoffer, mag ons dit gaan koop daar, mag ons dan eet daarvan? Want baie van hulle het in stede gebly, waar die slaghuis aan 'n heiden behoort het, nie noodwendig aan 'n Jood. Jode was nie baie lief vir vleis en vir bloedverwerking nie. En dan bespreek Paulus die hele saak en hy sê, gaan koop gerus. Hy sê, want daar is nie sulke goed soos afgode nie, dis klippe en dis niks, daar's net een ware God. Dan sê hy, maar as jy dalk jou broer tot struikeling kan bring, moet dit dan nie doen nie. Dis in dieselfde gees waarin hierdie eerste brief geskryf is, moenie dat julle iets doen wat die ander kan laat struikel. Maar gaan lees gerus oor die vleis daarso in 1 Korintiërs hoofstuk 8. Hoe Paulus daardie hoofstuk begin, wil ek net graag vir julle lees vers 1, dan sê hy oor die hele afgodvleis gedagte, hy sê, ons weet dat ons almal kennis het, kennis maak verwaand, maar liefde bou op. En die Here Jesus het ons van liefde kom leer, dit weet ons. So wat moet ons vandag hieruit vir onsself vat, broers en susters? Jy moet vir die Here vra, hoe het hierdie stuk mooi geskiedenis van die eerste generasie Christene vandag op my toepassing? Ons stem almal saam met Handelinge 15 vers 11, dat ons deur genade alleen gered word, deur Jesus. Maar nou is die vraag net, of ons dalk van ander mense verwag, hulle moet punte verdien, voordat hulle kan inkom. Of ons dalk self dink, ons kort nog 'n paar punte by God. Daar's soveel misverstand wat in die Christendom bestaan, wanneer mense nie verstaan hoe die genade van God deur Jesus werk. En daarom wil ek vir u mooi vra vandag, dink oor hierdie saak, moenie dit sommer net, ag ja, dis die wonderlike geskiedenis van Handelinge nie. Dink 'n bietjie, wat het daardie gemeenteleiers saam met die Heilige Gees daardie dag besluit, en dat ons ook in liefde so teenoor ander optree. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil u vandag aanbid as die koning van die heelal, maar ook as ons verlosser, die een wat daardie bitter duur prys betaal het, dat u met u lewe
U bloed betaal het, sodat ons uit genade vrygespreek kan wees. Kinders van God gemaak, deur niks anders nie as net ons oorgawe, ons geloof, wat deur die Heilige Gees in ons gewerk is. Verlossing deur genade alleen. En help ons om dit deeglik te verstaan. En dit dan ook te gun aan ander mense, Here, dat almal deur genade gered word. En bewaar ons daarvan dat ons klein voorwaardetjies en wette wil bybring, om te voel daar's een of ander vereiste of 'n bydrae wat gelewer behoort te word, by enige iemand se redding. Want anders is ons verlore, as ons dink dit was nie net uit genade nie. Herinner ons vandag almal opnuut weer aan hierdie genade wat U vir ons gegee het, wanneer ons die nagmaal saam gebruik en letterlik in ons geestesoë dit in herinnering roep hoe U gesterf het hiervoor, hoe U met U lewe en U bloed betaal het, vir die vryheid wat U ons geskenk het uit genade. Ons prys U daarvoor. Amen.